Ek lees dan vir ons uit Filippense 4 vers 4 tot 9. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak dit ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees net so ver. Gemeente, ek het in 'n baie streng huis groot geword, waar goeie maniere vir my ouers baie belangrik was. My ouers sou ons 3 sissies daarom gereeld herinner het, ook wanneer ons na maatjies toe gegaan het. Onthou julle maniere. Groet almal wat julle sien. Sê mooi dankie en vra asseblief. En help waar jy kan. Partykeer sou ek en my sissies dan volgens my ouers ons maniere by die huis gelos het. Die paar keer wat ek gewaag het om vir my ma te sê, ja, maar Kayla sê nie dankie nie en sy vra nie asseblief nie, so hoekom moet ek? Sou my ma my baie vinnig herinner het. Kayla is nie my kind nie. Jy is my kind en jy bly onder my dak. En in hierdie huis van my sal jy met maniere optree. Met die opmerking was die gesprek natuurlik dadelik verby en ek was weer terug op my plek met my goeie maniere. In Filippense 4 vers 4 tot 9 kom doen Paulus eintlik presies dieselfde. Paulus kom herinner ons as gelowiges aan wie ons behoort en hoe ons daarom moet optree. Paulus skryf hierdie brief en dan kom sê hy vir ons, onthou wie julle is. Julle is kinders van God en daarom moet julle so optree. Julle is kinders van die lewende Here en daarom moet julle altyd bly wees. Moet julle inskikkelik teenoor almal wees en moet julle oor niks bekommerd wees nie. Ons moet hierdie dinge doen want ons is kinders van die Here. Ons kan nie kies of ons wil bly wees of nie wil bly wees nie. Ons kan nie kies of ons wil bekommerd wees of nie wil bekommerd wees nie. Hierdie is 'n opdrag wat Paulus aan die kinders van die Here kom gee. Ons moet bly wees, ons moet inskikkelik wees en ons moet nie bekommerd wees nie. Want ons is kinders van die Here. En dit is hoe kinders van die Here moet optree. Aanvanklik mag dit dalk vir ons vreemd klink dat Paulus soveel klem plaas op blydskap, vreugde en hoop. Want Paulus skryf immers hierdie brief terwyl hy in Rome in die tronk sit. Nietemin kom skryf Paulus vir ons dat ons moet bly wees en ons moet oor niks bekommerd wees nie. Want hy weet dat die enigste manier om staande te bly is om aan die woord van God en aan die opstanding van Jesus Christus vas te klou. Die enigste manier om deur die goeie en die slegte tye te kom, is deur op die kruis van Jesus Christus te fokus. Om in afhanklikheid van die Here te leef, is dan ook die oproep wat Paulus in Filippense 4 aan die gemeente van Filippi, maar ook aan elkeen van ons vanoggend kom bring. Ek kom sê vir ons, julle moet altyd in die Here bly wees. Julle moet inskikkelik wees en julle moet nie bekommerd wees nie. Want dit is immers wat ons van Paulus geleer en ontvang het, gehoor en gesien het, vers 9. En omdat ons dit van hom geleer en ontvang, gehoor en gesien het, moet ons dit ook doen. In hierdie brief is Paulus baie duidelik oor die opdragte van hoe ons as kinders van die Here
moet leef. Die eerste van die opdragte kry ons reeds in vers 4. Paulus sê vir ons, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. In hierdie enkele vers is daar 2 belangrike dinge wat ons moet raaksien. Eerstens, ons moet altyd bly wees, nie net soms, of wanneer dit ons pas, of wanneer ons goed voel nie. En tweedens, ons moet bly wees in die Here, nie in onsself, ons eie prestasies of ons eie suksesie. Die woord blydskap wat Paulus hier gebruik, het niks te maak met emosies, of met 'n ervaring of 'n persoonlike belydenis, wat my gelukkig laat voel, of opgewonde maak nie. Die woord blydskap wat Paulus hier gebruik, verwys eerder na 'n diep sekerheid. Dit verwys daarna dat ons troos in die Here kan vind. Ons blydskap moet lê by die bron van ons innerlike vrede en vreugde. By die kern en die hoofoorsaak van ons geloofsekerheid. Die blydskap waartoe Paulus ons oproep en waartoe hy ons as kinders van die Here beveel, kan daarom nooit gekoppel word aan ons omstandighede of aan ons situasie nie. Dit word ook nooit gekoppel aan ons eie ervarings nie. Hierdie blydskap van ons as kinders van die Here kan nie aangevuur of beperk word deur dit wat met ons gebeur nie. Hierdie blydskap word nie bepaal deur ons voorspoed of ons teëspoed nie. Dit word nie bepaal deur die teenwoordigheid of die afwesigheid van die wat kwaadstig, die wat verwoesting saai of die wat skade aanrig nie. Hierdie blydskap van ons as kinders van God is nie tydelik of veranderlik nie. Ek kan nie vandag bly wees omdat dit goed gaan en môre nie meer bly wees wanneer dit nie goed gaan nie. Die blydskap waartoe Paulus ons oproep en beveel, is blydskap wat bepaal word deur die evangelie van God. Dit is blydskap wat geanker is in dit wat Jesus vir ons kom volbring het. En daarom, vers 4, wees altyd bly in die Here. Ons blydskap, geloofsekerheid, vrede en vreugde moet bepaal en aangevuur word deur dit wat Christus reeds vir ons kom doen, kom volbring en kom afhandel het. Die kern en die grondslag van ons blydskap moet Christus se genadehandeling en sy verlossingswerk wees. Ons blydskap moet gegrond wees in Jesus Christus, God se enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Ons blydskap moet geanker wees in Christus, wie gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Paulus kom beveel ons vanoggend aan dat ons blydskap gewortel moet wees in Christus, wie op die 3de dag weer uit die dood opgestaan het, wie opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Die blydskap waartoe Paulus ons oproep, is blydskap alleen oor en geanker in die evangelie van God, in dit wat Jesus Christus vir ons op aarde kom doen het. In Filippense 4 vers 4 tot 9 is Paulus besig om vir elkeen van ons te sê, jy is 'n kind van die Here, en omdat jy weet dat hy aan die kruis alles volbring het, kan jy eenvoudig nie anders as om bly te wees in die Here nie. Jy kan nie anders as om 'n vaste sekerheid te hê oor wat na die dood met jou gaan gebeur nie. Jy kan nie anders as om oortuig te wees dat Jesus ook vir jou sonde gesterf het nie. Omdat jy weet dat Jesus in jou plek gesterf het, moet jy dan, vers 4, altyd bly wees
in die Here. Paulus se oproep en bevel van blydskap ekho ook ons eie belydenis van die Heidelbergse Katekisme, Sondag 1, vraag 1. Vraag 1 vra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Of dan in die woorde van Paulus in Filippense 4 vers 4 tot 9, waarin kan jy altyd bly wees? Waarop kan jy reken? Wat is die anker van jou geloofsekerheid? Wat maak dat jy in alle omstandighede gevul is met innerlike vrede en vreugde? Ons blydskap, ons sekerheid, ons innerlike vrede en vreugde is geanker in Jesus Christus alleen. Dis blydskap en vreugde omdat ons kinders van die Here is. Blydskap en geloofsekerheid oor ons posisie as burgers van sy koninkryk. Filippense 3 vers 20, as burgers van die hemel. As gelowiges is ons blydskap in Christus en in die evangelie natuurlik baie anders as die blydskap van die wêreld. Die blydskap van die wêreld, van ongelowiges, van die wat sonder God leef, is bedrieglik en is breekbaar, want is blydskap en sekerheid in mense, in aardse besittings, in omstandighede, in ervarings. Paulus skryf in Filippense 3 vers 18 tot 19, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Teenoor hierdie vyande van die kruis staan ons as gelowiges egter, wie se blydskap in Christus is. Van ons as gelowiges, as kinders van die Here, skryf Paulus, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Anders as die vyande van die kruis van Christus, wie se blydskap en sekerheid in mensens in sukses lê, is ons as kinders van die Here se blydskap permanent en ewig. Want is geanker in die onfeilbare, onveranderlike woord van God. In Filippense 4 vers 5 gaan Paulus dan verder, om ons as gelowiges ook te beveel, om inskikkelik teenoor almal anders te wees. Inskikkelik beteken ook dat ons sagmoedig, hoflik en verdraagsaam teenoor almal moet wees wat ons teekom. As kinders van die Here kan ons tog nie so leef, dat ons net ons eie belange najaag en net op ons eie regte staan. Ons leef tog met liefde vir ons naaste. En daarom, net soos ons blydskap, moet ons teenoor almal inskikkelik wees. Nie net teenoor die waarvan ons hou nie. Ons inskikkelikheid hang nie net af van hoe ons voel en wat ons ervaar nie. Hierdie is 'n opdrag. Ons moet inskikkelik wees. Om sagmoedig en verdraagsaam te wees, is daarom weer eens nie geanker aan ons omstandighede of ons situasie nie. Ons sagmoedigheid hang nie af van hoe ons voel en hoe dit met ons gaan nie. Ons opdrag om sagmoedig te wees, is geanker in die evangelie. Want, Paulus skryf ons, die Here is naby. Alleen omdat die Here naby is ons in staat om hoflik, sagmoedig en inskikkelik te wees teenoor almal wat ons teekom. Ons is sagmoedig nie omdat ander mense dit verdien nie, maar omdat ons kinders van die Here is. Omdat die Gees ons lei om so te kan optree. Hoe maak ons met ons sorge en ons bekommernisse? Vers 6. Ons moet dit nie vir onsself hou nie, maar ons moet in alles ons begeerte met gebed en smekinge aan God bekend maak. Sorge en angstigheid is natuurlik 'n gegewe. Dit is deel van ons elkeen se alledaagse lewe.
Ons is gestres en ons is angstig oor die veiligheid van ons geliefdes. Ons stres en ons is bekommerd oor ons werk, oor ons finansies, oor ons gesondheid. Ons is angstig oor regeringsbeleide en oor die onsekerheid wat 2026 vir ons inhou. In Filippense 4 kom Paulus en hy kom maak nie ons bekommernisse af nie. Hy kom maak dit nie belaglik nie en hy kom ontken dit ook nie. Wat Paulus wel doen, is om ons fokus te rig, weg van ons bekommernis en ons sorge, na God toe. Ons fokus te midde van ons pyn en ons onsekerheid moet tog altyd op God wees, op sy woord. Paulus se opdrag is daarom dat ons in alle omstandighede, ons sorge en ons bekommernisse deur gebed aan God moet bekend maak. Te midde van dit alles moet ons fokus wees op hom. Ons moet vasklou aan hom. Ons moet weet en glo dat hy ons gebede hoor en dat hy ook uitkoms sal stuur volgens sy wil en tydsberekening. Paulus kom gee aan ons hierdie opdrag, maar hy kom gee ook aan ons die vertroosting. Die vertroosting dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes die wag sal hou in Christus Jesus. Gemeente, wanneer Paulus hierdie brief aan die gemeente van Filippi skryf, dan gaan dit nie net goed met hulle nie. Hierdie opdrag tot blydskap, tot inskikkelikheid, tot angsloosheid, is waarskynlik nie vir hulle makliker om te gehoorsaam as vir ons nie. Paulus skryf hierdie brief en hy beveel ons en hulle om altyd bly te wees en om nie angstig te wees nie, te midde van dwaalleraars, te midde van mense wat kwaadstig, te midde van mense wat die betekenlose besnydenis aanhang. Paulus skryf hierdie brief en dan kom gee aan ons die opdrag om bly te wees, om inskikkelik te wees, om nie bekommerd te wees nie, wetende dat die toekomstige vervolging die gelowiges in die gesig staan. Nietemin kom rig Paulus hierdie opdrag aan die gelowiges, juis omdat ons blydskap, ons inskikkelikheid en ons angsloosheid nooit bepaal word deur ons omstandighede of deur ons persoonlike ervarings nie. Inteendeel, hy kom sê vir ons moet bly wees en ons moet angsloos wees, want dit word geanker in die woord van God. Ons kan altyd bly wees en ons kan angsloos wees, want ons is kinders van die Here. Ons is kinders wie weet, hy versorg ons en hy is die een wie vir ons uitkyk. Ons is kinders wie weet dat hy reeds ons lewe gered het. Wie weet dat Jesus Christus reeds vir ons aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het, sodat ons die ewige lewe saam met hom kan ontvang. Omdat ons nie vanuit onsself altyd bly hoef te wees nie, omdat ons nie vanuit onsself sonder bekommernisse kan wees nie, kom koppel Paulus daarom in Filippense 4 elke keer die belofte van God se nabyheid en sy genade aan die opdragte. Die opdrag dat ons bly en inskikkelik moet wees, word opgevolg by die bevestiging aan die einde van vers 5, dat die Here naby is. Ons kan altyd bly wees. Ons kan altyd in God bly wees, want die Here los ons nooit alleen nie. Hy laat ons nie net op ons eie dinge uitsorteer nie. Hy is die een wat ons lei. Hy is die een wat ons kom vul met sy wysheid en met sy krag. Net so word die opdrag in vers 6 om oor niks bekommerd te wees nie, ook opgevolg deur die evangelie waarheid in vers 7. Ons moet oor niks bekommerd wees nie, want die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons hart en ons gedagtes die wag hou. Ons hoef oor niks bekommerd te wees nie, want die Here se vrede vul ons. Dit vul ons sodat ons sal weet hy is teenwoordig. Sodat ons sal weet ons is nie op ons eie nie. Sodat ons sal weet hy is die een wat ons versorg. Laastens word die opdrag om ons gedagtes te rig op alles wat waar
edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is, ook opgevolg met die evangelie waarheid. Die waarheid dat die vrede van God sal by ons wees. Ons kan ons gedagtes rig op die evangelie wat waar is, wat rein is, wat reg is, wat edel is, want God is by en met ons. Hy lei ons deur sy woord en deur sy gees om gefokus te bly op sy woord en op sy wil. Geliefdes van die Hervormde Kerk, Louis-Trigard en Soutpansberg. In baie opsigte verskil ons omstandighede, ons situasie en ons konteks van beide Paulus en van die gemeente van Filippi. Maar nes Paulus en nes die gemeente van Filippi het ons ook die suiwer evangelie van ons Here gehoor en ontvang. Daarom kan ons blydskap, ons troos en ons geloofsekerheid nie anders as geanker wees in die evangelie van God nie. Nes Paulus en nes die gemeente is ons kinders van die Here. Daarom kan ons nie anders as om seker te wees dat hy vir ons uitkyk, dat hy sy genade aan ons kom bewys en dat hy ons kom vertroos en kom verlos. Mag ons as kinders van die Here, as gelowiges, wie die evangelie gehoor en daaraan vashou, daarom vanoggend uitstap met blydskap, inskikkelikheid en angsloosheid. Nie omdat alles reg is en omdat daar geen probleme is nie, maar alleen omdat ons geloofsekerheid, ons hoop en ons vrede gevind, bepaal en aangevuur word deur Christus. Die een wie naby is, die een wie ons met vrede kom vul, die een wie ons reeds kom verlos het, en die een wie gekies het om aan ons die ewige lewe te kom skenk. Want vandag staan die woord van God nog steeds vas. Vandag is dit nog steeds onfeilbaar. En daarom kom beloof God ons elkeen vanoggend nog steeds. Hy is naby. Hy hou wag oor ons gedagtes en oor ons hart. Hy is by ons. Vandag, môre en tot die dag wat hy weer terugkom om ons te kom haal. Amen. Kom ons bid saam. Dankie ons lewende Here vir die woord en vir die kruis en die opstanding van Jesus Christus. Here, as ons na die kruis kyk en na die leë graf kyk, kan ons nie anders as om te weet, U het dit alles kom volbring nie. U het ons op die naam kom roep, U het ons sondes kom vergewe, U het aan ons die ewige lewe kom skenk. Here, daarom kan ons nie anders as om bly te wees in U nie. Here, ons wil U loof en prys omdat U ons deur die Gees kom lei, kom versterk en kom verseker van die feit dat ons U kinders is. Dankie Here dat ons kan weet U is ons God. Dankie dat ons kan weet U is ons versorger, U is ons geneesheer en U is ons verlosser. U is ons drie-enige God aan wie ons begeertes en ons bekommernisse in gebed en smeking aan U kom bekend maak. Here, hoor dan asseblief ons smeekgebede. Hoor ons wanneer ons in geloof na U toe kom en bid vir U leiding en vir U uitkoms. Here, kom vertroos ons met U vrede en U vreugde, wanneer ons in afhanklikheid na U toe kom en ons probleme na U toe bring. Here, seën ons asseblief met U nabyheid en met geloof om te weet U is ons God, U is goed en U sal ons gebede verhoor volgens U wil. Almagtige God, dankie dat ons kan weet dat U ons verstand en ons gedagtes in U hand hou. Dankie dat U wag oor ons. Here, dankie dat ons kan weet en kan vertrou dat U U genade aan ons kom bewys. Here, ons weet U is by ons. Ons weet U kyk vir ons uit. Ons weet U Gees leef in elkeen van ons. En deur die Gees lei U ons om U te ken en om te kan weet wat U waarheid is.
Here, wees U ook asseblief by ons en teenwoordig wanneer ons hierdie nuwe week aanpak. Lei ons ook om in hierdie week altyd bly te wees, om inskikkelik te wees teenoor almal, en om nie bekommerd te wees nie, maar om eerder ons sorge en gebed aan U te kom bekend maak. Here, vanuit onsself kan ons dit nie doen nie. Vanuit onsself kan ons nie bly wees nie, en ons kan nie angsloos wees nie. En daarom kom vra ons in geloof dat U genadig aan ons sal wees. Dat U Gees ons sal lei om bly te wees en om angsloos te wees. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat U ons God is en omdat U elkeen van ons op U naam kom roep het. Amen.